Hallo allemaal, is Jaap hier. Ek gaan na Openbaring 2 gaan kyk. Ons begin. To the angel of the church in Ephesus write, the one who holds the 7 stars in his right hand, the one who walks among the 7 golden lampstands, says this, I know your deeds, and your toil and your perseverance. Maar waar spring hy nou heen? Ons gaan weer terug. And that you cannot tolerate evil men, and you put to test those who call themselves apostles, and they are not, and you found them to be false. En hierdie is interessant, en ek wil net 'n vers gee wat eintlik lyk of dit 'n koneksie het met wat Joshua hierso sê. 1 Timoteus 1:15. You are aware of the fact that all who are in Asia turned away from me, among whom are Phygelus and Hermogenes. Hierdie is Paulus se woorde vir Timothy. Hy sê die mense in Asië het sy boodskap verwerp, wat half lyk vir my nog wel dalk 'n koneksie het met wat Joshua sê, dat dit was goed dat hulle die wat sê hulle is apostels verwerp het as hulle 'n ander boodskap preek. Maar julle gaan nou in met hierdie gemeente sien nog 'n koneksie met wat ek hierso gelees het. Want Joshua noem nog iets wat verkondig was, wat hier oor handel. And you have perseverance and have endured for my name's sake, and have not grown weary, but I have this against you, that you have left your first love. Therefore remember from where you have fallen, and repent and do the deeds you did at first. Or else I am coming to you and will remove your lampstand out of its place, unless you repent. En hierdie duidelik praat van Joshua se tweede koms. Dis nie 'n leë fret nie, dis nie 'n empty fret nie. Joshua sê vir hulle sodat hy kom binnekort terug met sy tweede koms. En hy wil nie terugkom en hulle kry dat hulle nie hom gehoorsaam is nie, en dat hulle eerste liefde verlaat het en opgehou het om Jahwe voluit te dien. Hy wil terugkom en hulle kry besig om die regte dinge te doen. Dis waarvan hy praat. En dit is al hoe hy kan terugkom soos hy nou van praat. Is met sy tweede koms, wanneer hy weer aarde toe kom. Want dit is wat hy ook baie keer noem vir verskillende kerke hierso, dat hy praat van sy tweede koms. Dat hy terugkom en dan gaan hy hulle almal wat reg geleef het, gaan geseënd wees, en wat verkeerd geleef het, gaan hy oordeel, want hy kom terug as die leeu. Hy het eerste keer gekom as die lam, en gesterf vir ons, en die tweede keer kom hy terug as die leeu, die oordeler. Hy kom om hulle te oordeel. En dis waarna hy verwys, en dis hoekom die brief is geskryf vir hulle, want hulle gaan leef in die tyd van sy tweede koms. En dis hoekom hy dit kan sê vir hulle. Hy sê vir hulle, ek kom terug, soos 'n dief in die nag, en ek wil nie julle kry dat julle nie gerepent het nie, dat julle nog steeds verkeerd leef. Yet this you do have, that you hate the deeds of the Nicolaitans. Nou hierdie, the Nicolaitans, kom ons lees hierso. The name Nicolaitans is believed to be derived from the Greek words nikao, meaning to conquer or to overcome, and laos, meaning people. So beteken to overcome the people, which I also hate. Sê Joshua, hy haat die leringe van die Nicolaitans. Kom ons kyk wat was die leringe. Kan ook verwys na Nicolaus, een van die eerste geestelike leiers. Irenaeus en van die ander eerste gelowiges verwys na Nicolaus, wat goed eet wat aan afgode geoffer is, en sedeloosheid, fornication, gepromoveer het. Hierdie is 'n koneksie tussen die apostel wat verwerp is in vers 2 en in vers 6. In vers 6 sê hy ook eintlik nog 'n koneksie tussen die valse apostel wat verwerp is in Asië, wat gesê het mense kan goed eet wat aan afgode geoffer is. Nou wie het dit gesê? Gaan lees julle 1 Korintiërs 8 en 1 Korintiërs 10. Dan kan julle sien wie het gesê, watter apostel het gesê mense mag goeders eet wat aan afgode geoffer is.
So ek maak maar net daai koneksie vir julle, julle kan maar julle eie opinie vorm daaroor. Ek gaan nie nou 'n lering daaroor gee nie. Hierso noem ek dit ook. Sien 1 Korintiërs 8 en 10, waar Paulus sê, mense mag goed eet wat aan afgode geoffer was, solank dit nie die medegelowiges offend nie, né? Solank dit nie die harte seermaak van die medegelowiges, want hy sê, die swak gelowiges gaan dalk offended wees as hulle jou sien afgodsoffers eet. So ja. Okay, vers 7. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will grant to eat of the tree of eternal life, which is in the paradise of Elohim. Nou hierdie paradys is nie die oorspronklike paradys waar Adam ingesit is nie, maar die oorspronklike paradys was in Suid-Afrika by die Oos-Kaap, by Port St. John's area. Hierdie praat van die nuwe paradys wat nie in die area van aarde is nie, is net buite die area waar ons is, vermoed ek. Maar die aarde is groter as wat hulle vir ons sê. Buite die ysring om ons is daar nog kontinente. Dit word genoem Terra Vista. Ja, gaan kyk maar na my video oor die maankaart. Of die maan, geheime van die maan. Daardie video, daar wys ek vir julle van die regte kaart van die aarde. In elk geval, ek dink dis waar die paradys is. En dit is ook waar daai ou wat langs Joshua gekruisig is, vir hom gesê het, onthou my, en toe sê Joshua vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dit is nie in die hemel nie, ek dink dit is op die aarde nog steeds, buite die area van waar ons kan beweeg. Okay, message to Smyrna. And to the angel of the church of Smyrna write, the first and the last, who was dead and has come to life, says this, I know your tribulation. Sien, hier sê Joshua ook vir hierdie gemeente van Smyrna, ek weet julle is in die groot verdrukking. Dis nogal heel obvious en duidelik, nee, dat hulle was in die verdrukking, nie ons nie. Johannes het gesê in vers 9, dat hy is in die verdrukking, en hier sien ons in hierdie vers 9 ook, in hoofstuk 2, dat hierdie Smyrna is ook in die verdrukking. And your poverty, but you are rich, and the blasphemy by those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Vandag nog sê sekere groepe mense dat hulle is Israel en so, maar natuurlik is hulle nie, hulle is Edomite en van Jafets afstammelinge. En ja, so jy kan vandag nog mense wat hierdie paadjie stap en sê, hulle is die beloofde volk, of die geseënde volk, en jy mag niks teen hulle sê nie, anders kom maar vloek op jou en sulke nonsens. Vers 10, do not fear what you are about to suffer. Sien, hy praat hier van die verdrukking, wat gaan erger word, en hulle gaan swaar tye hê. In Matteus 24 sê Joshua, dit gaan die swaarste wees wat die gelowiges nog ooit ervaar het, van die begin van die bestaan van die aarde af, tot en met hulle tyd. Tot en met daardie tyd in Jerusalem, toe dit alles vernietig was deur Rome, dit is die ergste tyd ooit, vir die ware gelowiges op aarde. Die tyd wat die disciples en hulle volgelinge deurgegaan het. Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to cast some of you into prison, so that you will be tested, and you will have tribulation for 10 days. So, hy wil hulle sê, natuurlijk, hierdie partykeer, die getalle wat jou gee, is nie soos wat ons tel nie. Dit is nie fisies 10 dae nie, is 'n langer tydperk, maar wat dit ook beteken, dis nie baie lank nie. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. Ja, baie van hulle was doodgemaak, né? En baie van hulle sou dood gemartel word en so aan, maar Joshua sê, moenie daaroor bekommer wees nie, want julle wat so doodgaan, julle gaan die kroon van die ewige lewe ontvang, sien uit daarna. Matteus 24 vers 12 tot 13 sê, dat hy wat volhard tot die einde toe, in die gebooie sal gered word. Ja, dit sluit ook hierby aan, want wat van die goed wat hulle gedoen het, is hulle het soos die libellus ingebring,
hulle nuwe geldstelsel ook ingebring en die mense was gedwing om afgode te aanbid sodat hulle kan koop en verkoop. In daardie tyd, ek praat nie nou van vandag nie, ek praat van die libellus van wat die Romeine ingebring het vir Israel, vir die Jode, of nie Jode nie, maar vir Juda, sodat hulle kan koop en verkoop. Hulle moes 'n offer bring, hulle moes 'n incense brand vir 'n afgod en 'n rympie opsê en dan kry hulle soos 'n dokument wat hulle dan kan gebruik om te koop en verkoop. Nou, Lucifer weet wat werk, so hy gebruik iets soortgelyks in die tyd waarin ons leef, want hy weet dit werk. Dis nie omdat dit die eerste keer nou gebeur nie, dis nou die tweede keer wat dit gaan gebeur. Dit het gebeur in daardie tyd ook. So wat hy sê hierso is, moenie draai teen die gebooie om aan die lewe te bly of om goed te kan koop en verkoop nie. Jy moet vas staan in julle geloof en op die gebooie en moenie falter nie. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the congregations. He who overcomes will not be hurt by the second death. En hier praat hy, ek glo van, is 'n moontlike koneksie met daai video van my van die dooies leef weer. Dat hierdie mense sal dan verheerlikte liggame kry, dadelik, so daar is nie soos 'n tweede dood vir hulle nie. Message to Pergamum. And to the angel of the church in Pergamum write, the one who has the sharp two-edged sword says this, I know where you dwell, where Satan's throne is, and you hold fast my name, and did not deny my faith, even in the days of Antipas, my witness, my faithful one, who was killed among you, where Satan dwells. But I have a few things against you, because you have there some who hold the teaching of Balaam, who kept teaching Balak to put a stumbling block before the sons of Israel, to eat things sacrificed to idols. Weer eens, né? Jehoshua sê baie duidelik vir ons in Openbaring dat jy mag nie goed eet, vleis eet, wat aan afgode geoffer is nie. Teenoorgesteld van wat Paulus eintlik maar geleer het, né? To eat things sacrificed to idols and to commit acts of immorality. Ek dink Balak se koneksie was ook met om te meng met ander nasies. Hy het ons van daai koning gesê, of dit het gebeur dat die koning het ons laat sy vrouens daar in die kamp gaan en hulle meng met die Israeliete en dit het toe 'n plaag veroorsaak onder Israel. So you also have some who in the same way hold the teaching of the Nicolaitans. Weer eens daardie van fornication. Ek dink dalk is daar ook 'n koneksie daarmee te meng met die ander rasse. En dan goeders eet wat aan afgode geoffer is. Dit gaan so hand aan hand in elk geval, want om die afgodsvleis te eet, moet jy na daai tempels toe gaan, want daar is die afgodsoffers, en dan was daar ook tempelprostituie, wat jy meer kon dinge doen as jy wou, want dit was deel van hulle geloof, dat die vrouens hulle self opgee so vir vrye seks, daar so by die tempels, en dit is waarna hierdie goed verwys, né? En dis wat ons ook lees in Handelinge 15, van die goeders wat die nuwe gelowiges nie mag doen nie, dit het alles te doen met tempelaanbidding. Van die bloed eet, die goed wat verwrig is te eet, om immorality of seks, want daar was tempelprostituie. Ja, daai goeders wat hulle daar noem, ek kan nou almal onthou nie. Ons kyk of het hier staan dit, ja. Abstain from things polluted by idols. Dit is natuurlik by die tempel, van die afgodstempel. Sexual immorality, want daar is die tempelprostituie daarso. From things strangled, dit is wat hulle gedoen het met hulle diereoffers. And from blood, hulle het ook daar bloed gedrink, en hulle het ook nie die bloed gedrein uit die vleis wat hulle geoffer het nie, né? So, dit alles gaan oor die tempelaanbidding, die afgodsaanbidding by die tempels, wat Jakobus gesê het, dis al hierdie goed moet hulle dadelik los, hulle kan nie hierdie afgode aanbid en Jehova aanbid nie. En dan sê hy, dis nie al wat hulle moet doen nie,
Vers 21 sê hy, dan moet hulle na die sinagoge toe gaan op Sabbatte, sodat hulle kan leer wat sê die wet, en dan moet hulle die wet onderhou. In elk geval, dis wat hy gesê het. En dan, therefore repent, or else I am coming to you quickly, and I will make war against them with the sword of my mouth. Nou natuurlik, soos ons sien in 2 Esdras 13, Jahwe gaan die volke vernietig met die swaard uit sy mond, né? Soos, dit is blijkbaar soos 'n vuur, soos 'n draak wat vuur spoeg, dit is blijkbaar so iets. Openbaring 19 vers 15 sê, from his mouth comes a sharp sword, so that with it he may strike down the nations, and he will rule them with a rod of iron. Nou, dit het dat ook al klaar gebeur, met die 1000-jarige vrederyk op die medaljes kan mens van dit sien, hoe Joshua sit op sy troon met sy scepter. Kyk maar my video oor die medaljes van die 1000-jarige vrederyk. Who has an ear, let him hear what the Spirit says to the congregations. To him who overcomes, to him I will give some of the hidden manna, and I will give him a white stone, and a new name written on the stone which no one knows but he who receives it. Nou hierdie hidden manna, in die extra Bybelse boeke staan daar dat die manna het geabsorbeer in jou liggaam in, dat jy nie move toilette gebruik het nie. Wat nogal sin maak as jy dink aan die eerste Exodus met daar honderde duisende mense en hoeveel kilometers jy sou moes gestap het as jy wil toilet gebruik het, want volgens die wet moet jy buite die kamp gate maak as jy wil toilet gebruik. Jy mag nie binne die kamp dit doen nie. So imagine hoe ver moes jy stap. Jy kan nou gaan uitwerk volgens die hoeveel miljoen mense was daar en sê nou maar, jy is daar half in die middel van hierdie kampe en jy moet al die pad, hoeveel kilometer moet jy gaan stap? Nou ja, as jy manna eet, blijkbaar absorbeer het in jou liggaam, en dis ook hoekom, dis een van die video's wat ek gemaak het met die 1000-jarige vrederyk wat al gebeur het. Hierdie 1000-jarige vrederyk gebouwe, kan men sien, daar is geen toilette in hierdie gebouwe nie. Nie een van die gebouwe het toilette gehad nie. En ek het daar vir julle gelees van koning Henry die 8ste, wat 'n klomp paleise gehad het, en hulle het oral gedinges in die paleise, want daar is nie toilette nie, dan dinges hulle op die trappe, en in die gange, en op die orals, in hulle kamers, en as hulle nou te veel begin stank het, dan het hulle getrek na die volgende paleis toe, en dan moes hulle servants nou die eerste ene gaan skoonmaak, né? Dit is nou, nee, dat is nou, Afrikaanse woord wat goed sou ingepas het by hierdie sin, maar dit is nou nie 'n lekker werk nie, né? En ja, want hulle het nie toilette gehad nie, want hulle het nie daai plekke gebou nie. Daardie plekke kom uit die 1000-jarige vrederyk uit, en hulle het dit maar net oorgevat, nadat almal onttrek het, nadat Joshua en die gelowiges onttrek het met die 1000-jarige vrederyk toe dit verby is. En ja, sy rol, koning Henry die 8ste se rol was ook om baie van hierdie gebouwe te vernietig. 800 van hulle het hy vernietig, van die 1000-jarige vrederyk, want hulle rol was om vir die mense te probeer oortuig dat daar nie so iets was nie. Daar was nie 'n 1000-jarige vrederyk nie. Dan kan jy mos nie al daai gebouwe om hulle heen nie. Dan gaan die mense mos sê, ag nee, maar wie het hierdie goed gebou? Ons het nie eers die toerusting om hierdie goed te bou nie. Ons is nie eers genoeg om hierdie goed te bou nie. Ons het donkiekarre, ons het ons rou perde en goed. Hoe gaan ons hierdie goed bou? Nou ja, sodat die mense nie eers daaraan hoef te dink nie, het hulle baie van hierdie goed vernietig. En hulle doen dit vandag nog, en met die twee oorloë, Eerste en Tweede Wêreldoorlog, het hulle dieselfde gedoen. Het hulle stede platgevee, opgeblaas. So pragtige stede, 1000-jarige vrederyk stede, wat hulle heeltemal opgeblaas het. En kom ons kyk verder. Ja, so die hidden manna, soos ek sê, extra Bybelse boeke sê, dat dit absorbeer in jou liggaam, sodat jy nie hoef toilet toe te gaan nie. En dit is ook om hierdie stunning gebouwe wat ons nog het vandag, wat nou vandag sê nou maar paleise is, en uniegebouwe, of parlementsgebouwe, en so aan, of hotelle. Hulle moes na die tyd van die plekke moes hulle nou maar toilette gaan inbou het op 'n manier. Maar oorspronklik het niks van die plekke dit gehad nie, want almal het manna geëet tydens die 1000-jarige vrederyk. Message to Thyatira. And to the angel of the church of Thyatira write, the son of Elohim, who has eyes like a flame of fire, and his feet are like burnished bronze, says this, I know your deeds
and your love, and faith and service and perseverance, and that your deeds of late are greater than at first. But I have this against you, that you tolerate the woman Jezebel, who calls herself a prophetess. She teaches and leads my bondservants astray, so that they commit acts of immorality and eat things sacrificed to idols. Kyk mense, hierdie is 'n baie groot ding. Dis baie groot ding. Nou al 3 keer sê Joshua vir hulle, hy het 'n probleem met hulle dat hulle vleis eet, want dit is die offers wat hulle gebring het, is diereoffers. Met hierdie afgodstempels het hulle diere geoffer en die mense wou vleis eet en dan eet hulle van die vleis van hierdie diereoffers, van hierdie by die afgodstempels. En dit was 'n groot probleem blijkbaar, want Joshua noem het nou al 3 keer. I gave her time to repent, and she does not want to repent of her immorality. Behold, I will throw her on a bed of sickness, and those who commit adultery with her into great tribulation, unless they repent of her deeds. Sien, Jesus, wat ek hierdie sien is, hy sê vir hulle, die ander sê hy is in 'n tribulation, maar hier vir hierdie gemeente sê hy gaan hulle in 'n groot verdrukking sit, as hulle aanhou met hierdie goed. So, dit sê vir my dat hulle moontlik is, ook dan, maar net soos die ander kerke, ook in 'n verdrukking, maar dit, Joshua vir hulle sê, dit gaan vir julle baie erger word, as julle nie repent nie. And I will kill her children with pestilence, and all the churches will know that I am he who searches the minds and hearts, and I will give to each one of you according to your deeds. Sien, as mens in Joshua glo, met jou ophou wetteloos leef, jy het nie 'n ticket hemel toe nie. Die Bybel sê vir ons, wie volhard tot die einde toe in die gebooie word gered, né? In Matteus 24 vers 12 en 13. But I say to you, the rest who are in Thyatira, who do not hold this teaching, who have not known the deep things of Satan, as they call them, I place no other burden on you. Nevertheless, what you have, hold fast until I come. Dit gaan hand in hand met Matteus 24 wat ek nou net vir julle genoem het. He who overcomes and he who keeps my deeds until the end. My deeds verwys na die gebooie, Joshua die gebooie onderhou, soos ons sien in 1 Johannes 3:5. Hy het dit perfek onderhou. Ons moet in sy voetspore volg, so hierdie deeds is die gebooie, né? He who overcomes and he who keeps the commandments until the end, to him I will give authority over the nations. Hy sê, hulle gaan saam met hom dan regeer in die 1000-jarige vrederyk. 1000 jaar vrederyk het ek hier geskryf. And he shall rule them with a rod of iron. Weer eens, dit is wat gebeur het tydens die 1000-jarige vrederyk. Die nasies was heeltemal onderdruk deur Joshua. Hy het as koning regeer en daar was nie voting of niks gewees nie. Hy was 'n diktator. Wat hy gesê het gegaan. Die mense kon nie net doen wat hulle wou nie. En dis hoekom hierdie Lucifer aanbidders het half ondergrond gegaan met hulle bewegings en hulle het uit die gate uitgekruip. Hulle het nou nie in die grond gaan wegkruip, maar dis net 'n metafoor. Soos kokkerotte het hulle uit die grond uitgekruip, onder die grond uitgekruip toe Joshua nou sy tydperk verby is. En toe is hulle nou bly, want nou kan hulle vir Lucifer dien en aanbid en nou kan hulle sy wil doen op die aarde en die geskiedenis verander en so aan. Toe is hulle net te bly. En ja, maar vir daai tyd van die 1000 jaar moes hulle maar wegkruip met hulle leringe. Hulle kon nie nou rondgaan en vir die mense sê wat hulle wil nie. As the vessels of the potter are broken to pieces, as I also have received authority from my Father. And I will give him the morning star. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the congregations. Dis die einde van hierdie hoofstuk 2. Ek groet julle. Geniet julle dag. Totsiens.